wêreld om te Middellandse See, al die lande rondom die Middellandse See, om te kom studeer. Van hulle was Zenodotus wat die werke van Homerus versamel het en gestandardiseer het, Magus van Penax, die oor die eerste bibliotheek catalogus opgestel het, so ons kan skat hoeveel boeke daar is net op grond van wat oorgebly het van wat hy geskryf het. Eratosthenes van Cyrene, wat bewys het dat die aarde rond is, en hy die omtrek van die aarde binne 'n paar honderd kilometer korrek bepaal. 'n eeu, meer as 'n eeu voor Christus. Archimedes, die bekende wiskundige, fisikus, ingenieur, astronoom en ontdekker, Hero van Alexandria, wat die eerste stoomengine ontwerp het, wat gewerk het. Ongelooflike mense wat by mekaar gekom het, wat die plek sy naam gegee het en sy status gegee het. Ongelukkig oor tyd, toe die Romeine dit oorgeneem, onthou, dit was deur die Grieke begin, Alexandria, na Alexander die Grote. Maar toe die Romeine oorgeneem het, het die bibliotheek begin agteruitgaan, weens korte befondsing en belangstelling en ondersteuning. En toe was Alexandria deur mense van die Midde-Ooste binnengeval en er was 'n oorlog wat 'n groot deel van die stad vernietig en 'n insluitende deel van die bibliotheek, maar daar was 'n satellietbibliotheek by die Serapeum, wat soos ook 'n college of universiteit was, waar mense verlang daarna nog by mekaar gekom het, val die Neoplatoniese filosofe van die 4de eeu. En toe was daar in 391 na Christus biskop Theophilus van Alexandria, wat die Christelike kerk gestig het in Egipte, wat bevel gegee het dat dit vernietig moet word. Hoekom? Want die Platoniese denke druis in met godsdienstige denke, waar jy moet glo en dit is goed aanvaar sonder enige bewyse, en die hele Platoniese filosofie is empiriese wetenskap, dat goed wat jy kan bewys bestaan, goed wat jy nie kan bewys nie bestaan nie. So daar is 'n konflik in filosofie gewees. En Theophilus sê, brand dit af. Rondom daai tyd was daar 'n nuwe Platoniese filosoof en wiskundige van Alexandria, Hypatia. Sy is nie die enigste vrou wat wiskunde gedoen het nie, maar sy is die een wat ons die meeste van weet. Haar pa was die direkteur van die Museion by die Serapeum. Sy was een van die voorste filosofe van daai tyd en het vakke soos wiskunde, filosofie, astronomie aan studente van reg oor die Middellandse lande gedoseer. Sy was 'n kenner van die werke van Plato en Aristoteles. Sy was baie verdraagsaam teenoor Christene en het talle Christene onder haar studente gehad, insluitende Sinisius, wat die biskop van Ptolemais geword het. Antieke geskrifte noem dat Hypatia deur heidene sowel as Christene hoog geag was en gerespekteer was en dat sy groot invloed op die politieke elite van Alexandria gehad het. Die Christen historikus Socrates van Constantinopel, 'n tydgenoot van Hypatia, skryf. Ek is jammer ek het dit nou nie in Afrikaans vertaal, hy het ook in Engels geskryf, het in Grieks geskryf, maar ek die Engelse aanhaling het so. There was a woman at Alexandria named Hypatia, daughter of the philosopher Theon, who made such attainments in literature and science as to far surpass all the philosophers of her own time. Having succeeded to the school of Plato and Plotinus, she explained the principles of philosophy to her auditors, many of whom came from great distances to receive her instructions. On account of the self-possession and ease of manner which she had acquired in consequence of the cultivation of her mind, she not infrequently appeared in public in the presence of magistrates. Neither did she feel abashed in going to an assembly of men, for all the men on account of her extraordinary dignity and virtue admire her the more. Daar is 'n fliek wat hulle gemaak het oor haar lewe, wat ek baie sterk sal aanbeveel met die naam Agora. Toe kom Cyril, die paus of patriarg van Alexandria, dokter van die kerk, pilaar van die geloof en siel van die vaders. Hy was die hoof van die Christelike kerk in Egipte, dus na Theophilus. Nadat hy die Jode uitgelok het, totdat hulle in geweld begin wraak neem, het hy dit gebruik as 'n verskoning om hulle aan te val, baie van hulle dood te maak, hulle te onteien en sy volgelinge aangesê om daai mense se besittings te plunder en het hulle verban, die oorlewendes verban uit Alexandria.
Hy het onluste teen Orestes, die Romeinse heerser van Alexandrië georganiseer en toe hy amper doodgemaak is deur een van Cyril se volgelinge, toe het hy gevlug uit Alexandrië uit. Socrates Scholasticus skryf dat in Maart, in lydenstyd, in Maart 415, Christene onder die bevel van Pieter, een van Cyril se kerkamptenare, hy Pysia se perdekar voorgelê het, daai het in 'n kerk gesleep en haar van nagestroop en die vleis van haar lyf afgesny. Haar liggaamsdele deur die strate gesleep en in die brand gesteek. En dis die einde van die Platoniese skool van denke in die bekende wêreld. Dit was die begin van die donker eeue. Nou Cyril van Alexandrië beskou die sondebok, die weggestuurde een, die Apompaios, as 'n voorafskouing van Jesus. Terwyl Origen voor hom, een van die eerste Christen skrywers en teoloë, en sommige as een van die kerkvaders beskou, en identifiseer Azazel as Satan. Met ander woorde, hierdie twee mense beskou die weggestuurde Apompaios, Azazel, as twee verskillende goed. Satan en Jesus in dieselfde kerk. Sjoe, julle kan die ironie hierso sien. Die chaos en denke hierso sien. Die intuimeling in die donkere eeue kan julle hierso sien, want dis waar dit begin het. Die dikotomie tussen goed en kwaad, tussen natuur en tegnologie was in die begin van die ortodokse Christen-era verdraai. Dit is ongelooflik om te sien hoe mense se waardestelsel wat hulle met hulle lewe sal verdedig, verdraai word om presies die teenoorgestelde te beteken, en dat dieselfde mense dan die nuwe ortodoksie met dieselfde ywer verdedig en afdwing as tevore. So in die Persiese Ryk, 2.500 jaar gelede, was Ahura Mazda die oppergod, en hy was beskryf as goed en van die lig en die waarheid. En ons weet dit van die werke van Zarathustra. Die mensdom was vasgevang in die middel tussen wat goed en boos is, en aan die bose kant, want as jy 'n God het wat suiwer goed is, dan moet jy 'n anti-God hê aan die ander kant wat suiwer boos is. Anders dan maak dit mos nie sin nie. Dit moet gebalanseer wees. So Ahriman bestaan, Shaitan later, as ook een van die name, en hy was die koning van boosheid, die duisternis en die leuen. En die Bybel verwys ook na Satan as die prins van leuns. In die bronstydperk tot by die middeleeue glo ons dat die God is goed en 'n beheer van die natuur. En dan die mensdom, en dan Prometheus, of het Loki, of Azazel, of Satan, hulle is in beheer van tegnologie. Want tegnologie opponeer die skepping. Want as jy, as God besluit, hy stuur 'n storm, of ys en sneeu, wat doen jy? Jy bou 'n huisie met 'n vuurherd, en jy bly warm. So jou tegnologie red jou teen God se wil. So God besluit hy stuur 'n droogte, of 'n pestilens, en jy gaan, en jy verbou met 'n landerytjie hierso, met tegnologie wat jy pikke en grafies het, wat wie vir jou geleer het om te doen, om die gode weer teen te staan. Natuurlik, die bose het my geleer om dit te doen. En dan in die middeleeue draai dit om. God is goed, spiritualiteit is goed, beskawing is goed, die tegnologie wat hulle oorgehad het is goed, maar hulle het nie verder ontwikkel nie, en die natuur is boos. Dus kom ons praat van die bose natuur. En Satan is beheer van boosheid. So het net so omgeflip in die middeleeue. So as ons verder teruggaan in tyd, na die voor die bronstydperk selfs, in die neolitiese tyd, vind ons fertiliteitskulture, fertiliteitskultusse, waar mense vroulikheid aanbid het, en hoog opgestel het, en vrugbaarheid. So jy kry vreeslik baie daarvan, maar dis dan moeder aarde ook, wat hulle dan geprys en gedien het. Moeder aarde moet versorg word, want dis die mense het nog nie tegnologie gehad, het nog nie, hulle het gejaag, hulle was jagter-versamelaars, so het nog nie boerderybedryf nie, en die tegnologie wat rondom dit gegaan het nie.
Maar Vader Lig was daar, so bo, en Vader Lig is natuurlik, dis hoekom God in beheer is van weerlig, en ons altyd weerlig beskou as 'n goddelike kenmerk, of dit nou in die Bybel is, of dit mitologie is, Vleiende Hollander wat die weer vloek en dan gedoem word vir die res van tyd, dit swerf op die oseane, die weer is heilig, want dit is waar Vader God is. Maar Moeder Aarde is hieronder, en in die bronstydperk begin 'n manlik gedomineerde kultuur van tegnologie, want dit is moeilik om myne te hê, in erts te gaan grawe, dit is moeilik om smeewerk te doen, dit is nie 'n plek vir vrouens nie, dit is mans domineerde, die tegnologie nou, en hulle neem dit oor, die hele tegnologie oor. Dis 'n tyd van landbou metaalwerk, wat groot weermagte geskep word. Sonder 'n ploeg en eg sou landbou nie bestaan het nie, sonder landbou sou stede nie bestaan het nie, sonder stede sou skrif en dus die heilige geskrifte nie bestaan het nie, sonder die spieswaard en pyle sou ryke nie bestaan het nie, en dus sonder die swaard en die ploeg sou die religie van vandag nie bestaan het nie. Dis 'n sekere kultus. In hierdie manlike gedomineerde wêreld van metaal word priesteresse in die aardsgodin vervang. Die patriargale religie met manlike diëteit en manlike priesters neem oor. Die bronstydperk sien die grondlegging van die Egiptiese, Semitiese, Hellenistiese, Wes-Europese, Oosterse religie waaruit onder andere die Hebreëse religie vloei. Met die koms van die ploeg en die eg word die aardsgodin gedemystifiseer, want ons verkrag haar en ons sal haar met ons saad besaai, maar ons kan dit nie laat reën nie. So ons moet nog steeds bid daar vir reën nie, want ons kan dit nie maak reën nie. So die manlike liggod bly, die aardsgodin verdwyn. Saam met die manlik gedomineerde religie gaan gepaard met die ophemeling van nie lewensgewende manlikheid, soos weermagte, heldemoed, patriotisme, politiek, tegnologie, wat manlike skepings is celibasie, pyn, marteling en dood. Bloedwraak, oorlog, dier- en mensoffers, mutilasie, marteling en vervolging van dissidente onder die opdrag van die manlike liggod word die norm. Dit gaan ook gepaard met die versondiging van die vrou, die onpuurheid van maanstondes, die sondigheid van voortplanting, dus die geboorte en verdagmaking van die natuur en natuurlike behoeftes, die sogenaamde sondige natuur, verwys gewoonlik altyd na seks, en nie na gierigheid nie, of as jy jok op jou belastingvorm nie. Nee, maar wie het oor die tou getrap? Oor wie skinder ons? Die ou wat gekroek het op sy belastingvorm, of iemand wat oor die tou getrap? Gewoon, het 'n verhouding met. Jy weet, dit is wat ons fascineer in die kerk. Nie die ander lelike goed ook nie. Van wie het jy lelik gepraat vandag? Het jy padvoeding gehad vandag? Dis baie, nee, dis fyn. So natuurlike drange en begeertes word oor die algemeen as onrein en sondig beskou, en die vrou word as die verleidster uitgebeeld, wat die man verlei om hierdie sondes te pleeg. Eintlik is die man heeltemal onskuldig. En die nuwe manlik beheerde era lei ook die tegnologies gedrewe tydperk in wiskunde, wetenskap, analitiese denke, ander linkerbrein funksies word ten koste van die skepende en intuïtiewe funksies bevoordeel. Die mense tegnologiese ontwikkeling inspireer nog meer tegnologiese ontwikkeling en in die proses word die mens gedehumaniseer. Soos die hulpbronne verminder, sal daar voor die einde 'n verskriklike kompetisie wees vir water, kos en energie. In industriële lande sal die hulpbronne van ontwikkelende lande verorber. Ryker lande sal op ander lande prooi en die sterkeres sal die kos en water van die swakkeres wegneem, totdat daar niks meer oor is om voor te veg nie. So alhoewel die ryk en magtige lande die laaste sal wees om te verdwyn, sal die mensdom uiteindelik homself vernietig. 'n Toksiese wildernis van dood en vernietiging sal hulle nalatenskap wees. Nou volgens die Bybel het God die natuur vir die mens gemaak om oor te heers en te gebruik na sy goeddinke. Ongelukkig kom hierdie opdrag nie met lesse oor biodiversiteit, bewaring, afvalbestuur en ekologie, volhoubare ontwikkeling en die bewaring van hulpbronne nie. Dit is wat staan in die Bybel. Die woord wat gebruik word, wat vertaal word na have dominion, of in Afrikaans heers oor, is rada. Kyk, dis die woord, dis in die oorspronklike Hebreëus, die woord. En as jy rada gaan vertaal, gaan na die biblioteek, die Hebrew Word Study, etymology, rada bedoel, to rule, have dominion, dominate, tread down, subjugate,
scrape out. Dis baie, baie aggressief. Dit bedoel nie bewaar nie, glad nie. Dis die woord wat gebruik word as hulle die mense in Jericho aanval. Rada, met die banvloek. Omdat die mens, val die Jood, Christen, Moslim, dink dat hy spesiaal gemaak is en nie regte deel van die natuur is nie, staan baie mense ongeërg oor hierdie katastrofe wat ons in gesig staar. Wat in die natuur gebeur, sal ons sekerlik nie so nadelig raak nie. Dan is daar natuurlik God in wie se hand alles gehou word. God sal ons nie ons vernietig nie, hy sal ons mos uit die penarie help. Dat selfs mense wat sê, as God die wêreld in 6 dae geskap het, kan hy net weer doen. En alles vervang wat ons vernietig het. Soos kom maar aangaan. Is God nie almagtig het en dan die hele kosmos geskep nie? Wat is 'n paar uitwissings dan van God wat in elk geval als gemaak het en so 'n bietjie kernafval hier en aardverting daar? Dis nie so groot issue nie. As ons vir reën kan bid, kan ons mos net sowel vir die beskerming teen kosmiese strale bid wanneer die ozonlaag verdwyn. Nie waar nie? Uiteindelik skuif gelowiges die verantwoordelikheid vir die oplossing van die probleem op God af. Al Gore noem in sy dokumentêre An Inconvenient Truth hoe mense van absolute skeptisisme oor aardverting spring na totale fatalisme sonder om een keer eienaarskap vir die probleem te aanvaar en nie eers poog om meer verantwoordelik op te tree nie. Op die voorhand van die 6de uitwissing kyk mense nog TV, skryf vir die bokke, gaan kerk toe, hou vakansie. So alles wil iets weet wat die omgewingswetenskaplikes nie weet nie. So al of God ons so lief het, dat hy sekerlik nie sal toelaat dat ons en ons kinders op so 'n gruisame manier sal sterf nie. Volgens UNESCO verloor ons 200 spesies 'n dag of meer. 200 spesies. Ek meen, hoe veg ons nou vir die renoster dat hy nie uitsterf nie? Ons verloor reeds meer as 200 spesies per dag. Ons het van die oertyd af diere uitgewis. Die mammoete, die renoster, die wolrenoster, sabeltanddiere, olifantvoëls, alles. Elke tydperk het sy eie religie, waar die mens die redes en die reg gee om dood te maak verontskuldig of hulle gun. Alles is bloot ter wille van oorlewing. Hierdie net van interessantheid is 'n hoop bisonskedels. Daar was op 'n tyd miljoene, 60 miljoen bisons in Amerika gewees. Hulle is uitgeskiet tot dan net 270 oor was. Daar was soveel bene wat rondgelê het op die vlaktes dat die mense dit bymekaar gemaak het om op te maal vir beenmeel vir landbou. Dis hoe baie daar was. Alhoewel kulture, taal en religie oor die millennia versmelt, geëvolueer en soms vergaan, is daar een samebindende kenmerk wat die mensdom deur die millennia typeer: ons humor. En ons is baie effektief daarmee. Die paradoks is dat die mens plaas van die kroon van die skepping wel al die diaboliese antiteses van die skepping is. Slegs as dit jou bedoeling was om 'n ekologie wat so grandioos, oneindig divers en delikaat is, te vernietig, sou jy mense gemaak het. Kyk hierdie ou se kar. Kan jy lees wat daaronder staan? Look what Jesus has done. Dit het die ou op sy kar geplak nou hy dit gekoop het. Met ander woorde, al die besoedeling wat daarmee saamgaan, is nou ook Jesus se skuld seker, nee man, nie sy skuld nie. En dit is hoe ons met die wêreld omgaan. Dis hoe ons oorspronklik geleef het in die steentydperk. Dorpies met geen koning nie, wat alles gedeel was deur mense, almal het deelgeneem om te jag en te versamel. En as jy 'n probleem met iemand het, dan beklei jy dit sommer mano. Toe later van tyd tot stede met weermagte. En dit het net al beter geword deur tyd. En dit is ons nog dieselfde mense. Ons het sulke ballistiese goeders gehad daai tyd 2000 jaar terug, vandag lyk dit so. Skepe, oorlogskepe, ons is nog steeds daar. En wat ons gedroom het waar geword. Maar die stad met alles daarin moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Rahab die hoer mag lewe. Sy en almal wat by haar in huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur is weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloed tref, tog van die ban goed neem en die laar van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. En ons is nog steeds daai mense. Hier is soldate, Amerikaanse soldate, en hulle het sangboekies met camo op. Kan jy glo jy gaan koop in 'n winkel camo vir jou sangboekie?
kan jy nie 'n paradoks hier sien nie. Die wangdraaiery deel, die vergifnis deel waar jy vyand niks aan doen nie. Nee, daai ons is daar om oorlog te maak met hulle gesangboekies. Ons is besig. Ons is in die middel van 'n Ragnarok. Die oorlog aan die einde van tyd. Ons weet dit net nie. Hierdie lewensfilosofie van ons kan nie langer voortbestaan nie. Die natuur kan dit nie langer handhaaf nie. Wanneer die einde van die tegnologies gedrewe wêreld plaasvind, sal wat van die natuur oorbly weer oorneem. Al herinnering van die moderne mensdom wat sal oorbly, is die skade wat aan die planeet en sy inwoners aangerig het. Baie dankie. 'n Mens weet nie of 'n mens wil aan 'n klap hieroor nie.